Dankie Here dat ons in hierdie week niet kon dink oor die Gees en dat ons onsself kon oopstel vir 'n nuwe werk van die wind van die Gees wat deur ons eie lewens wil waai. Ons bid dat dit wat U ook in hierdie week in ons gedoen het, sal aanhou gebeur en dat ons al meer en al dieper sal verstaan wat dit is wat U bedoeling met ons elkeen is. Amen. Goeienaand almal. Aan die einde van hierdie reeks gesels ons vanaand met mekaar oor die Gees wat in alle windrigtings waai. Nou as ons nou vir mekaar sê dat die Gees in alle windrigtings waai, dan is die vraag natuurlik of ek bereid is om te gaan in die rigting waarin die Gees waai. Is ek bereid om, soos Anton Goosen destyds gesing het, saam met die winde van verandering te waai? Ek weet ons hou nie noodwendig altyd daarvan nie, maar daar waar die Gees van God besig is om te waai, is daar altyd een of ander vorm van verandering. Is daar altyd 'n wind van verandering wat waai. Die eerste keer toe ek Lana Del Rey se liedjie Change gehoor het, het ek gedink dat dit op 'n metaforiese manier iets aangrypend sê van hoe God se Gees eintlik ook binne in ons lewe sou kon werk. En ek wil julle nooi om saam met my na so 'n eerste stuk van hierdie liedjie te luister. Dis glad nie 'n Christelike lied nie, maar op 'n diep vlak kommunikeer dit iets van 'n God wat in die winde van verandering deur sy Gees in ons lewe werk. So luister saam met my daarna. There's something in the wind, I can feel it blowing in. It's coming in softly on the wings of a bomb. There's something in the wind, I can feel it blowing in. It's coming in highly, and it's coming in strong. Lately I've been thinking it's just someone else's job to care. Who am I to sympathize when no one gave a damn? I've been thinking it's just someone else's job to care. Who am I to want to try? But change is a powerful thing. People are powerful beings trying to find the power in me to be faithful. Change is a powerful thing. I feel it coming in me. Maybe by the time summer's done, I'll be able to be honest, capable of holding you in my arms without letting you fall when I don't feel beautiful or stable. Maybe it's enough to just be where we are, because every time that we run, we don't know what it's from. Now we finally slow down, we feel close to it. There's a change gonna come, I don't know where or when, but whenever it does, we'll be here for it. Sy sê dat dinge in die wêreld die hele tyd besig is om te verander en soms verander dinge so vinnig dat ons nie mooi kan byhou nie. Ek dink baie van ons kan identifiseer met wat sy sê, dat dinge so vinnig verander dat 'n mens eintlik afgestomp voel daarvoor, dat 'n mens op 'n manier moeg omgegee is. 'n Mens is amper moeg geprobeer en dan sê sy dit lyk asof mense maar vere voel. So hoekom moet sy nou eintlik iets voel? As niemand anders eintlik omgee nie, hoekom moet sy iets voel? Maar tog,
en dit sê sy ook, kry ons op 'n manier die krag om getrou te bly aan daai stukkie wat God vir my gegee het om te bring. So sy ook sê, maybe by the time summer's done, I'll be able to be honest, capable of holding you in my arms. Miskien kry ek ook die krag om dit te doen wat ek veronderstel is om te doen. En dis een van die groot vrae wat God se Gees aan gelowiges van alle tye vra, is ek bereid om saam met hierdie wind van verandering van God se Gees te beweeg, om oop te wees vir die verandering van dit wat God noodwendig binne in my, maar ook in die wêreld mee besig is. As God se Gees in ons lewens werk, kan ons weet dat dinge nie vir lank dieselfde sal bly nie. En soos ons gisteraand gesê, dis nie altyd gemaklik nie. Dis nie altyd lekker nie. Maar altyd op die einde van die dag lei dit in die rigting van nuwe lewe. Of soos Lana Del Rey sê, there's a change gonna come. I don't know where or when. But whenever it does, I'll be here for it. Of ons bereid is om oop genoeg te wees om te sien wanneer die beweging van God se Gees ons in daai rigting roep. Wanneer ons God se Gees ontvang, dan stuur hy ons in 'n sekere rigting. In die rigting van daai goed wat nie altyd vir ons so voor die hand liggend is nie. In 2 Korintiërs is daar so 'n mooi vers wat sê, ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. En as ons kinders van die wind wil wees, dan moet ons altyd besig wees om ons oog te hou op die onsigbare goed, dit wat ons nie sien nie. As ek nou vanaand vir julle sou vra, waar lees ons vir die eerste keer in die Bybel van die uitstorting van die Gees, dan dink ek die meeste van ons sal daai verhaal van Handelinge 2 oproep. Ons ken dit mos goed. Maar ek wonder of ons besef dat daar eintlik voor Handelinge 2 'n ander plek is, letterlik op die dag van die opstanding, dat Jesus sy Gees vir die disippels gee. Ons kry dit daar in die laaste hoofstuk van Johannes en ek lees dit vir ons. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Nou ek moet sê, as 'n mens hierdie stukkie verhaal lees, en ons het mos nie verskriklik baie stories oor die tyd na die opstanding nie, dan besef 'n mens dat hierdie 'n baie belangrike skakel is tussen die opstanding en dit wat uiteindelik hierna gebeur. Vir my persoonlik gee dit nogal moed dat Jesus op die dag van sy opstanding vir hierdie klomp sy Gees gee. En as jy nou mooi daarna kyk, dan kry Jesus hulle eintlik op hulle heel slegste bymekaar. Hierdie hele klomp van hulle het hom so pas baie lelik in die steek gelaat. Om die waarheid te sê, hulle het die hasepad gekies en daar was enkeles van hulle wat end uit by Jesus gebly het. Hulle is bang, hulle is ongelowig, hulle is verward en skepties. En dan kom staan Jesus tussen hulle, van alle mense, en hy gee vir hulle sy Gees. Nou goeie genigtig. Ek weet van jou nie, maar as ek dit lees, dan dink ek dadelik, daar's 'n klein bietjie hoop vir my. In Johannes 12, net voor hierdie gebeure, 'n hele end voor dit, wanneer Jesus met sy disippels praat, voordat hy sy lydingspad begin, dan sê hy in vers 12 van Johannes 12, julle sal dieselfde dinge as ek doen, maar julle sal ook groter dinge as dit doen. Nou wat bedoel hy? Wat bedoel Jesus as hy sê, julle gaan dieselfde dinge as ek doen, maar julle gaan groter dinge as ek doen? Ek dink mense is gewoonlik geneig om te dink dat Jesus daar sê, julle gaan dieselfde tipe wonderwerke as ek doen. Julle gaan ook mense
laat opstaan uit die dood. Julle gaan ook siekes gesond maak. Nou ek weet nie wanneer laas dit met jou gebeur het nie, maar dit het nog nooit met my gebeur nie. So wat bedoel Jesus as hy sê, julle gaan groter dinge as dit doen? Ek dink dit gaan presies daaroor, dat Jesus, soos wat ons een aand gesê het, die Heilige Gees was voor Jesus en voor die uitstorting van die Gees, was hy op baie spesifieke mense se lewens teenwoordig. Daar was spesifieke mense in wie God se Gees was. Die Gees van Christus was in Jesus Christus. En daarom moes die hemelvaart plaasvind. Jesus moes weggaan, sodat hy op 'n totaal nuwe manier kon terugkom. En dis dan presies wat tydens Pinkster gebeur, waar die Gees van Christus eers binne in homself gelokaliseer was. Gebeur hierdie ongelooflike ding nou, dat daar tydens Pinkster word die Gees van God uitgegiet, uitgestort, oor elke mens wat daai dag daar was. So die implikasie vir ons vandag is, dat Jesus beperk was tot Judea en die omgewing, die Gees was binne in hom, maar na die uitstorting van die Gees, is baie groter dinge moontlik. Is baie meer moontlik as wat van tevore moontlik was, want voorheen was die Gees net in Christus. Nou is die Gees in elke enkele mens wat in hom glo. Jesus kon nie in Suid-Afrika kom nie. Daai tyd het Suid-Afrika nog nie eers 'n land nie. Jesus kon nie Pretoria toe kom nie. Maar ek en jy is hier. Jesus kon nie uitkom by die mense saam met wie jy werk, of by die mense tussen wie jy bly nie. Maar jy kan. En dit is wat Johannes 12 bedoel. Julle sal dieselfde dinge doen as ek, maar julle sal groter dinge doen as ek. So stel jou voor, van al daardie honderde duisende gelowiges, wat vandag op aarde is, as elkeen van ons besef, dat ons geroep word, om dit te doen, wat Jesus Christus kom doen het. En ons sal nou kyk, wat presies bedoel ons daarmee. En dan lees ons natuurlik hierdie baie bekende storie in Handelinge 2, vers 1 tot 4. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos 'n vuur wat in tonge verdeel en op elkeen iets gesien soos vuur wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Nou, wat baie interessant is en wat ons nie noodwendig altyd dadelik raak sien nie, in hierdie gedeelte in Handelinge 2 word God se Gees uitgestort op elke mens wat by daai samekoms was. Dit was nie net die disippels nie. Daar was 'n groot klomp van Jesus se volgelinge wat daar by mekaar was. En dan is hierdie tale wat hulle dan ontvang, en gaan lees dit gerus in hierdie selfde hoofstuk, is tale wat die mense op daai stadium in Jerusalem sou gepraat het. So tale van al hierdie lande en plekke rondom Jerusalem, wat hulle daartoe in staat stel om na die wêreld te gaan en daar te gaan vertel. So hulle kry die gawe om met die mense van die wêreld te kan gaan praat. En dis dan uiteindelik presies wat gebeur. Dat die Gees van God hulle oor die hele wêreld heen waai. En letterlik, en as ons die spore volg van hierdie eerste mense wat God se Gees ontvang het, van die disippels, dan sien 'n mens dat daar volgens oorlewering van hulle spore lê so ver oos as Indië, so ver wes as Frankryk. Hulle het letterlik oor die hele bekende wêreld beweeg. En daarom kan ons ook vandag, soos daai eerste gelowiges bid, Heilige Gees, kom soos 'n wind, vul my en waai my na daardie plekke waar U teenwoordig wil wees. Ek
sal u vat na waar u wil wees. Nou 'n belangrike vraag waaraan ons gisteraan so vinnig geraak het, is die hele vraag, waar is hierdie wêreld waarheen God ons stuur? Voor die gebeure in Handelinge 2 het Jesus een keer in Handelinge 1 vers 8 vir sy disippels gesê, nee, verkeerde vers, ekskuus. Het Jesus in Handelinge 1 vers 8 vir hulle gesê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. So, hy trek hierdie kringe so wyer. Hy sê, julle gaan my getuies wees hier, en dan gaan julle my getuies wees in Judea en Samaria, net hier rondom, en tot aan die uiterste van die aarde. Ek moet sê, hierdie vraag oor waar die wêreld is en dat ons nou God se verteenwoordiging in die wêreld moet gaan wees, is iets wat ek dink vir die meeste van ons nogal 'n tamaletjie is. Want hoe lyk dit nou as ek en jy nou na die wêreld gaan? Die feit van die saak is, ons gaan nie sommer na een of ander land gaan nie. Die meeste van ons, soos wat ons hier sit, bly hier in Pretoria. Ons gaan miskien Kaap toe trek. En die is dalk so hier en daar van ons wat iewers ergens gaan emigreer of wat op 'n stadium iewers in 'n ander land gebly het, maar dit is nie vir sulke heilige bedoelings gewees nie. Dit was meer oor ekonomiese redes. So hierdie hele vraag van waar is die wêreld? Maar voor ons daarby kom, as ek deel is van hierdie beweging van God se Gees oor die wêreld, dan is daar iemand wat op stadium daaroor geskryf het en gesê het, woon ek net die byeenkomste by, of is ek deel van die beweging? Dis 'n vraag wat my nogal bietjie aangeraak het. Woon ek net die byeenkomste by, of is ek deel van die beweging? As ons vanaand hier sit, kom ons net om te kom hoor, omdat ons meer wil weet, of kom ons om te hoor, sodat ons beter kan wees, meer kan deel wees van die beweging. En daarom is daai klassieke uitdaging van Pinkstertyd, is om nie noodwendig te vra, wat is God se wil vir my lewe nie, maar om eerder te vra, wat is God se wil vir die wêreld? En wat is dit wat ek kan bring, om van hierdie wêreld 'n beter plek te maak? Ek moet sê, in 'n klein manier was hierdie week nogal so 'n simbool daarvan. Hoe elkeen van ons op 'n manier gesê het, wel, ek kan 'n lekker sop maak, so ek bring die sop. Ek kan 'n lekker pot curry maak, so ek bring die curry. Vanaand die mooi voorbeeld van iemand wat sommer hier opdaag met 'n paar bottels wyn en sê, dis wat ek het om te bring. Iemand anders bring brood, nog iemand anders bring botter. Iemand bring musiek, nie hierdie musiek nie. Dis ook 'n gawe van die Gees. Ek het mos gepraat oor diversiteit gisteraan. Wanneer God se Gees binne in ons werk, dan kan ons eintlik nie anders nie. En dit wat ons na die wêreld toe bring, kom nie, en ek wil hê julle moet baie mooi hoor wat ek sê. Dit wat ek bring, kom nie uit vrees of verpligting, of skuld of skaamte nie. Ek doen dit nie omdat ek skuldig voel nie. Ek doen dit nie omdat ek bang is dat God my gaan straf as ek dit nie doen nie. Ek doen dit nie omdat iemand een of ander mes teen my keel hou nie. Enige iemand, en hieroor voel ek baie sterk, wat op een of ander manier God verbind met motiewe van vrees of verpligting of skuld of skaamte, is nie besig om in lyn met die Gees van Christus op te tree nie. Want by die Gees van God vind jy nie skuld, vrees, verpligting of skaamte nie. Dis nie deel van wie God is nie. Vandag in die kerk is daar baie bewegings wat mense met allerhande ander manipulerende maniere probeer saamsleep. En 'n mens moet baie versigtig wees vir enige iets wat hierdie goed binne in jou probeer losmaak.
Want ons is nie wie ons is in hierdie wêreld omdat ons skuldig voel of omdat ons voel ons moet nie. Ons is in hierdie wêreld omdat ons verstaan wie God is en omdat ons nie anders kan as om dit te wees wat God is nie. So as ons nou sê, wie moet ek dan nou? Wat is nou hierdie wêreld waarheen ek moet gaan? Ek dink ons beleef nogal groot druk as ons sê ek moet die wêreld verander. In 'n sekere sin is dit baie onrealisties. Daar's enkeles van ons wat hierdie tipe wêreldwye impak sal hê. En dalk soos ons vanaand hier sit, dalk nie eers een van ons nie. Die wêreld is vanaand nie vir my en jou die noorde van Afrika of iewers in Indië of Europa nie. Vir ons klomp is die wêreld daai realiteit waarin ek en jy vanaand teruggaan. Die wêreld vir my is die realiteit waarin ek môreoggend my oë oopmaak. So ons wêreld mag dalk baie kleiner wees as wat ons partykeer in ons eie koppe dink, maar daai wêreld waar jy leef is jou hele wêreld. En dit is daar waarheen die Here jou roep. Die Here roep jou nie na een of ander eksotiese plek nie. Hy roep jou na jou lewe. Hy roep jou na daar waar jy elke dag jou lewe leef. En nou is die groot vraag, wat is dit wat ons dan nou eintlik moet gaan doen? So ons hoor dit, ons verstaan dit, maar wat is dit wat ons nou eintlik moet doen? Ons kan lang lyste maak, maar vir my is hierdie beeld wat ek altyd graag daarvan hou om na terug te keer, is die gedagte van my teenwoordigheid in my wêreld, dat dit soos 'n tipe hotspot is, waar mense iets van God se gees in my lewe kan ervaar. Nou as jy 'n bietjie dink, hoe werk 'n hotspot? Daar waar daar 'n hotspot is daar onmiddellik die potensiaal vir koneksie en daar's onmiddellik die moontlikheid vir 'n ander manier van wees. Ek het nou die dag gehoor, hulle sê, deesdae as jy nou kyk na die Maslow hiërargie van behoeftes, dan is kos en water is heel onder, maar net onder dit, die mees basiese behoefte is Wi-Fi. En ek moet sê, 'n mens beleef nogal so ietsie daarvan, as jy in 'n plek kom en jy kry nie connect nie. En dit is presies waarvan hierdie beeld van die hotspot praat. As jy op 'n vreemde plek is, dan moet jy net soek na die Wi-Fi tekentjie. Jy moet net soek na daai plek waar daar 'n hotspot van koneksie is. Of as jy nie jou eie 3G het nie, dan vra jy vir iemand, soos byvoorbeeld jou ma as jy 'n tiener is, of jy daai hotspot kan gebruik. As iemand bereid is om die hotspot van koneksie te wees, dan word koneksie onmiddellik vir al die ander rondom jou moontlik. En dis waarskynlik die belangrikste ding wat ek en jy met ons weglaatbare klein lewentjies kan doen, is om die hotspots van God se gees te wees, waar mense iets van die teenwoordigheid van God se gees binne in elkeen van ons kan ervaar. Dit is die grootste werk wat ek en jy het. Om 'n hotspot van God se gees te wees. En nou is die vraag, wat is die inhoud van dit wat ek bring? Ek dink as ons na die wêreld kyk, dan sê ons vir mekaar dat die wêreld eintlik 'n skrikwekkende, koue, vyhandige en gevaarlike plek is. Daar waar God se gees nie is nie. Genadiglik is God se gees op baie plekke, maar daar waar God se gees nie teenwoordig is nie, sien ons baie hartseer en gebrokenheid. Ons sien as die wêreld sonder hierdie nutriënte of hierdie voedingsstowwe van die gees funksioneer, dat dit 'n arm, gebroke en 'n armlastige plek word. Nou hier praat ek natuurlik van 'n wêreld wat al meer verswelg word deur woede en geweld, deur gierigheid en vrees, deur suspisie en hysterie en magsbeheptheid.
Daar waar daar so 'n wêreld is die wêreld 'n ondervoede plek. En daarom het ek en jy nodig om in hierdie realiteit in te beweeg. En daar iets van die hotspot te wees van God se teenwoordigheid. En die dinge wat ek hiernatoe moet bring, is goed soos vriendelikheid, goedhartigheid, geduld, nederigheid, sagmoedigheid, diensbaarheid, respek, medemenslikheid, vergifnis, vrygewigheid, nie veroordeling, verantwoordelikheid, wysheid. Dit is die tipe goed wat ons na 'n ondervoede wêreld moet vat. Dit is die voedingsstowwe en die nutriënte wat hierdie wêreld waarin ons leef nodig het. En nie die wêreld daar ver nie, jou wêreld, jou realiteit het hierdie goed nodig. God kies dat hierdie universele voedingsstowwe, hierdie universele nutriënte wat van hom afkom, deur my en jou lewens, in die mense rondom ons se lewens invloei. Om die waarheid te sê, daar's nie 'n ander manier nie. Dit gaan nie magies met een of ander hemelse drup by hulle uitkom nie. Daar's net een manier hoe dit by hulle gaan uitkom, en dit is as ek en jy dit vat. So ongeag van my gawes, my talente, my persoonlikheid, is my primêre roeping net dit, om te lewe deur die Gees, sodat die Gees deur my in die wêreld kan inwaai, in alle windrigtings in. Brian Rice skryf op 'n stadium hieroor. Hy sê, how infinitesimal is the importance of anything I do, but how infinitely important it is that I do it. Hy haal vir Voltaire daaraan. En dan sê hy, for me, this quote captures the paradox of life. It promotes both personal humility and high intentionality. In the great scheme of things, the vast majority of my deeds are of very small scope. But at the same time, in the light of God's call to faithful service, how vastly important that I do every one of them. Duisend jaar gelede, in die middeleeue, het daar 'n vrou geleef met die naam Hildegard von Bingen. Sy was 'n fascinerende mens. Gaan Google haar bietjie. Maar een van haar bekende aanhalings is, I am a feather on the breath of God. Ek is 'n veer op God se asem, en hy waai my waar hy wil. Mag ons oop wees en bewus wees van waarheen God se Gees ons wil waai. Al is dit ook in 'n ander windrigting as dit waarmee jy gemaklik of bekend is, of as dit wat jy vir jouself beplan het. Kom ons wees ook vere op die asem van God, wanneer ons vanaand hier uitstap. Maandag aand, toe ons hier kom sit het ons die aand begin met die toneel uit Forrest Gump. Nou, ek wonder of daar van julle is wat nie die vere sien val het nie. So vir as julle wonder, dit was nie een of ander toevallige bonatuurlike verskynsel nie. Wat aan die agterkant daarvan gebeur het, is hier in die kerk is daar trappe en 'n leertjie wat jy oor die koepel kan klim, en Riwando het daarin geklim, en hy het daai glas daar oopgeskuif, en terwyl Forrest Gump gespeel het hy besluit dat hy die een gaan wees wat die wind van God se Gees gaan verteenwoordig daardie aand, en hy het 3 vere daaruit laat val. Hoekom sê ek dit vir julle? Want dikwels, aan die agterkant van dit wat ons sien as die beweging van God se Gees,
Sit daar 'n doodgewone mens, soos ek en jy. Ons gaan vanaand afsluit soos wat ons begin het, maar met die teenoorgestelde. Met die einde van hierdie laaste toneel uit die fliek Forrest Gump. En ek wil jou nooi om na afloop van vanaand iewers hier in die kerk 'n veer op te tel en dit saam met jou huis te vat en dit ergens op 'n plek te gaan sit, sodat dit jou nog lank na vanaand kan herinner dat jy 'n veer op die asem van God is en dat God se Gees ons in alle windrigtings wil waai.